You're the one who walked on water, and you calm the raging seas. You command the highest mountains to fall upon their knees. You're the one who welcomes sinners, and you open blinded eyes. You restored the broken-hearted, and you brought the dead to life. Forgetting all our sins, you remember all your promises. You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. You are amazing. With authority you've spoken, and you've set the captive free. You're the King who came to serve, and you're the God who washed our feet. You're the one who took our burdens, and you bled upon the cross. In your kindness and your mercy, you became the way for us. Forgetting all our sins, you remember all your promises. You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, oh, how glorious. You are amazing. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, oh, how glorious you are. Marvelous, wonderful, glorious. You're Sag blink jou oë uit jou gesig, gloei liefdeslig, knus in jou arm, heilig, veilig
warm. Ek het jou nodig, hier by my heel dag, die wêreld oorbodig, ons twee taak mag, niks kan ons keer. Hy is in beheer, hy is ons weerman, stuurman, leidsman. Zweef soos 'n arend, want my liefde dra jou so hoog, hoog bo die son. Zweef soos 'n arend, so ver soos die wind waai my lief, dis liefde se maat. Sprei maar jou vlerke, daar steeds 'n pad, van hand na hand, maak my jou toevlug, roep my, soek my, spoedig. Saam is ons alles, leef ons uitbundig, dit wat bedoel is, gee ons ons beste, niks kan ons keer. Hy is in beheer, hy is ons weerman, stuurman, leidsman. Zweef soos 'n arend, want my liefde dra jou so hoog, hoog bo die son. Zweef soos 'n arend, so ver soos die wind waai my lief, dis liefde se maat. Zweef soos 'n arend, want my liefde dra jou so hoog, hoog bo die son. Zweef soos 'n arend, so ver soos die wind waai my lief, dis liefde se maat, dis liefde se Goeiemôre. Hartlik welkom by ons oggenddiens hier by Imago Dei AGS Dien gemeente. Ek glo dat ek vanmôre vir jou 'n boodskap van die Here het. Ek het baie teëspoed gehad met die voorbereiding hiervan. My laaste voorbereiding het ek gesit en dit was vroeg aand en skielik toe was daar kragonderbreking en ons kry SMS'e en WhatsApps aan ons groepe dat hulle nie weet wat die oorsaak is nie. Maar omdat ek geweet het ek moet nog aan my boodskap werk, het ek my kos in die sloupot gesit en ek het nog 'n halfuur nodig gehad en ek het vir hulle gesê kom ons eet dan nou maar, die krag sal seker nou aanwees en kan ek verder werk. Dit het nie aangekom nie, toe sê ek maar kom ons bad dan maar, dan sal die krag seker aanwees. En toe ek die kraan oopdraai vir die badwater, toe is daar nie drukking nie. En ek skryf op die groep en ek vra of die hele groep in ons straat ook nie drukking het nie en niemand antwoord nie want almal lyk my het drukking. En ek het net uit die bad uit geklim toe bel die buurman en hy sê jy beter na jou sypaadjie toe kom kyk hoe lyk dit daar. Toe daar 'n pyp gebars. En nodeloos om te sê ek het amper nie by die volledige afronding van my boodskap afgekom nie. En vanmôre toe is daar 2 van my implantate gebreek en ek moes tandarts toe gaan en ek het inspuiting gekry, ek het nie geweet ek gaan inspuitings kry nie, anders ek het dit vandag gedoen nie.
So my mond is so effentjies 'n bietjie skeef. Maar daarom glo ek dat ek vandag vir elkeen wat hierna luister, 'n woord het om te bring. As jy soveel teëspoed kry wanneer jy iets moet doen, weet net dat daar 'n vyand is wat wil keer dat jy die boodskap moet oordra en aflewer wat die Here vir jou gegee het. Kom ons bid net saam. Here, ek wil vir u vra dat u vir ons sal kalmte gee. Elkeen wat nou daarna luister, na hierdie woord luister, dat hulle harte sal oopmaak en hoor wat u Heilige Gees aan elkeen gee, wat hulle moet hoor. As dit nie vir hulle self is nie, dat dit iets sal wees wat hulle in hulle hand het, en hulle gees het, en hulle mond het, om aan ander oor te dra en ander mee te bemoedig. Seën my nou met die aflewering hiervan, Here. Ek vra dat u my sal salf in u naam. U het my reeds hierdie woord gegee en dit brand in my gees en ek dank u daarvoor. Amen. Nou wanneer ons die TV aanskakel, nou is dit daar, jou radio aanskakel of jou tablet vat op jou foon en kyk na die nuus, dan word ons gebombardeer met kennis of inligting in verband met die virus COVID-19. En ek dink ons is nou al so moeg daarvoor om te hoor van COVID-19. Maar dit is kompleet asof die virus 'n monster is. Wat kom in jou huis in? Jy weet nie hoe kom hy daarin nie, en hy wil verwoesting saai, dan gaan hy na die volgende huis toe, en hy wil verwoesting daar saai. Jy weet nie hoe jy dit kry nie. Die mense wat die virus al opgetel het, wil sê almal vir jou, hulle probeer uitvind waar hulle aan die virus gekom het, en niemand kan vaspyl hoe hulle dit gekry het nie, want almal dra die maskers, almal handhaaf distansie, almal was hulle hande, niemand lê meer rond, of min mense lê nog rond in die winkelsentrums. Ons kerk het nog nie oopgemaak in ons gemeente, want ons is versigtig met ons mense. Jy probeer so versigtig moontlik wees, maar nogtans kry mense die virus, nogtans sterf mense aan die virus. Ons kuier nie vir ons kleinkinders nie, ons kuier nie by ons kinders nie, ons kuier nie by ons families nie, want ons wil nie aansteek nie, sou ons 'n draer wees wat nie tekens toon van die siekte nie, of as hulle draers is en hulle toon nie tekens van die siekte nie. Ons is net so bang of versigtig vir hierdie virus, want ons weet hy maai af. Vriende van ons is oorlede, kollegas van ons is oorlede, mense rondom ons, kennisse van ons gemeentelede het al die virus gehad. Niemand word gespaar nie, ons loop rond en ons is versigtig, maar steeds maai die virus onder vriende en familie, en sommige sterf aan hierdie virus. Dis 'n realiteit. Alle ouderdom mense kan daaraan sterf, het ons gehoor ook. Ek het gehoor van 'n 37-jarige dokter, wat geen onderliggende siekte gehad het nie, wat daaraan gesterf het. Mense met onderliggende siektes sterf daaraan. Enige ouderdom sterf daaraan. Ons kan dit nie vasvat nie. Ons kom nouliks van die dood, kom ons kort. Ons word ons net nie getref daarvan nie. Dis 'n ongemaklike situasie. Dis 'n ongemaklike tyd waarin ons leef. En dis nie al wat die virus doen nie. Ons sit in ons huise, ons luister na dagstukkies, ons luister na preke, en ons soek bemoediging. Ons soek iets wat ons aan kan vashou, omdat ons versigtig is, en skielik is ons lewe vir ons vreemd. Eerste keer in my lewe, dat so iets oorkom, in julle lewe, dat ons so iets oorkom. Dis 'n donker prentjie. 'n Vreeslike donker prentjie. Dit klink vir my byna soos die pelgrims, reisigers van Psalm 121. Hulle moes na die tempel toe gaan, maar hulle moes hierdie verskriklike tog na die tempel toe onderneem. En dis berge en dis dale waardeur hulle moet gaan. Hulle wou by die tempel uitkom, want onthou, in die Ou Testament het God in die tempel gewoon. Dis waar hulle ontmoeting met God gehad het. Dis waar hulle vergifnis van hulle sondes kon kry. Dis waar hulle kon saamkom. Maar hulle was bang om soontoe te gaan, want daar in die donkertes was daar 'n monster, die klomp rowers wat hulle wil roof en hulle doodmaak. Hulle is bang om soontoe te gaan, hulle is bang om terug te kom. En dit voel vir my byna soos die tyd waarin ons is. Ons wil kerk toe kom, maar daar's 'n rower, daar's 'n monster, 'n donker, diep gat wat ons wil insluk.
Wat maak ons? En in Psalm 121 vers 1 sê hy, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En ek wil vir jou ook sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Waar kom jou hulp vandaan? Waar kom my hulp vandaan? Ons kom nie eers by die tweede vers uit nie, ons slaan vas by die eerste vers. Ek slaan my oë op na die berge, ek slaan my oë op en ek vra, Here, waar kom ons hulp vandaan? Dit voel of ons uitgelewer is, oorgelewer is aan hierdie monster wat kom vernietig, finansiële vernietiging bring, elke soort vernietiging bring. Die tweede vers sê vir my, van Psalm 121, my hulp is van die Here van die hemel en wat die hemel en aarde gemaak het. Ek wil vir jou vanmôre sê, jou hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. En ek wil vir myself sê, sal my hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal my spoed nie laat wankel nie. Hoekom nie? Want hy slymer of slaap nie. En ek dank die Here daarvoor. En jy kan sê, Here, waar kom ons hulp vandaan? Ons voel asof ons 'n geknakte riet is. En partykeer voel dit of jou hande lam is as jy hoor wie dood is of wie siek is. Jy het nie antwoord nie, jy kan nie hulle gaan vat nie. Jy kan niemand troos nie. Dit voel of jou lam hande langs jou geknakte knieë hang en jou skouers is gebo en jy strompel net aan. Jy's bevrees vir hierdie monster. Baie van julle sal vir my sê, ek vrees dit nie, ek weet. Maar ondanks dit, is dit daar buite. Dit voel asof dit in jou huis inkom, jy wil jou vensters toemaak, jy wil jou deure toemaak, jy wil jou kop onder die kombers trek en nooit weer daar uitkom nie. Maar ek het vandag vir jou goeie nuus. Die Here het vir my getroos hiermee. En ek neem dit in die naam van die Here aan wat ek met jou wil deel. Ek is oortuig daarvan dat God ons meer vir ons in stoor het, as wat ons kan dink. Want ons word verlam, ons breins word klein gemaak, saamgepers in vrees en in angs. Maar die Here het vir ons meer in stoor as wat ons kan dink. Daar is hoogtes van vreugdes en dieptes van kennis, wat ek en jy nog nie ontdek het nie. Die Here wil vir ons in hierdie tyd sê, dis waar, dis daar, maar nou moet jy na my kyk. Kyk op na die berge, kyk aan die ander kant die berge, kyk verby die berge, waar jou hulp vandaan kom, want jou hulp kom van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Daar word 'n storie vertel van 'n boer, wat 'n siek voël eendag op sy plaas opgetel het. En hy het die voël, hy het nie geweet wat so 'n soort voël dit is nie, en hy voël gesond gedokter. Sy hoenders het daagliks in die hokke rondgeskrop en geëet, en hy het die voël toe hy bietjie beter is, ook tussen die hoenders maar gaan sit, want daar het hy almal kon voer. En toe later het hy gevoel die hoenders moet maar bietjie uitkom en hulle moet saamkom skrop op die werf en wurms eet en sade pik, en die voël het al sterker geword en hy het saam met hierdie hoenders maar rondgeloop. En op 'n dag toe kom daar 'n skaapwagter wat hoog bo die koppies gewoon het, kom daar aan by die boer en hy sê vir die boer, hoekom het jy hierdie pragtige arend hier tussen hierdie hoenders? Die boer sê, ek het nie geweet dis 'n arend nie. Hy sê dis 'n arend. Hierdie arend, jy doen 'n onreg aan die arend dat hy hier saam met die hoenders skoffel. Toe vertel die boer hom wat gebeur het, hoe hy die voël in die hande gekry het, dat hy hom gesond gedokter het. En die herder het die arend gevat en hy het hom opgetel en op 'n hoë klipmuur gesit. En toe daardie arend op die hoë klipmuur kom, toe hy vir die eerste keer in maande weer die hemelruim kon sien. En die volgende oomblik, toe die arend sy vlerke uitgesprei, in die ronde getol en opgesweef in die bloute, en hy het hom nie weer gesien nie. Die arend, ek dink ons het baie stories, baie variasies van hierdie arend en die hoender se storie. Maar die arend het gedink hy's 'n hoender.
Daar's 'n skrywer, Carl Sandburg. Hy sê, there is an eagle in me that wants to soar, and there is a hippopotamus in me that wants to wallow in the mud. Is dit nie maar hoe ek en jy partykeer voel nie? Daar's iets binne in ons wat uit wil bars en wat wil groter wees en wat wil sê, waarlik God is die antwoord. Maar ergens tussen al hierdie verlammende inligting, al hierdie nuus, al hierdie goed wat ons kry, wat ons hoor, wat ons lees, ons word nie gevrywaar daarvan nie. Maak jy jou foon oop, dan stuur iemand vir jou 'n boodskap daarvan. Sit ons in vrees met al hierdie kennis en ons ploeter maar rond in die modder. Ons gesondheid, ons welvaart, toekoms en Here word verlam deur die omstandighede wat ons rondplik asof ons nie 'n antwoord het nie. Ek voel partykeer ek wil my kop maar onder die guillotine sit, onder hierdie valbuil, die skerp gemaakte valbuil, dat hy maar my kop eis. Voel jy nie partykeer ook so nie? Want ons het nie 'n antwoord nie. As jou kinders met jou praat, jou kleinkinders met jou praat, jy voel amper jy het nie iets om te sê nie. Wat oorheers jou boodskappe? Wat oorheers jou gesprekke wanneer jy by mense verby beweeg? Jy vra vir hulle, as jy hulle per ongeluk raak sien in 'n winkel, dan sê jy, hoe gaan dit en dis dit? Want anders gaan jy nou gesels oor die virus, want jy het amper nie iets om te sê nie. Eintlik roep God ons vandag op om soos arende op te styg, soos daai arend. Te sê, ek sit vir jou hier op hierdie muur. Kyk op na die blou lig. Daar bo, daar diep, daar is ek. Jy kan na my toe kom, jy kan na my toe vlieg. Daarteenoor die vorige skrywer, sê Dr. Andrew Murray, hy het 'n boek geskryf, With Wings as Eagles, en hy antwoord vir hierdie ander man eintlik. Hy sê, how did the eagle get its wings? By its birth. It was born a royal eagle. It was royal descent. We are all born with eagle wings. We have within us a divine nature. We have within us the very Spirit of Christ Jesus to draw us heavenward. Ek en jy is gebore met vlerke van arende. Ons is nie veronderstel om soos hoenders hier op die grond rond te pik en te soek na kos nie. Ek en jy is gemaak om bo dit te vlieg. Kom ons lees wat staan daar in die Bybel. Jesaja 40. Kom ons lees van Jesaja 40 in die ou vertaling, 53 vertaling, 40 vers 25 tot 28. Hy sê, by wie sal julle my dan vergelyk? Dat ek net so kan wees, sê die Heilige, dis nou God. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk. Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die naam. Vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, word daar nie een gemis nie. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hoor jy dit? Maar as ek bietjie net so 'n paar verse teruggaan in vers 11, sê hy, soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroë. Hy laat nie een van ons in ons lot oor nie. God is steeds betrokke in ons saak. Hoor jy, soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar, as ek en jy in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroë. Vers 29 sê, hy gee die vermoeide krag. Vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. In die boodskapvertaling sê hy gee vir die wat uitgeput is weer nuwe krag. Vers 30 sê die jonges word moeg en mat
En die jong man struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Hoor jy? Hoeveel van ons begeer daai vryheid van 'n arend te sê, Here, ek wil in vryheid wil ek U dien, ek wil aanbid, ek wil saamkom in die kerk, ek wil my broer en suster bemoedig, ek wil 'n woord van U hoor en ek wil aanbeweeg, ek wil U woord gaan verkondig daar buite, maar ons word ingehok deur 'n virus wat ons nie kan sien nie. Al die dinge wat met ons gebeur en oor ons spoel, sonder om te vra daarna. Ek en jy vra nie na die goed nie, ons soek nie daarvoor nie, ons doen ons deel. Hoor wat sê Jesaja 40 vers 30, hy sê, jonges word moeg, struikel selfs. Ons kan nie dink dit sal die jonges wees wat struikel nie, ons sal dink dit is die oues wat struikel en val en in die heupe breek. Oud en jong, dit maak nie saak nie. Dit is nie net 'n ouderdom ding nie. Behalwe vir die virus is daar nog ander krisisse ook. Die virus het maar net 'n klomp krisis bygesit. Daar's huweliksonrus, ontevredenheid, daar's nie huweliksvreugde nie. Daar's groot omstandighede om ons, daar's verminking, wrede kindermishandeling. Ons hoor dit daagliks. Ek is deel van, ek is 'n projekleier by die kinderhuis en jy hoor van kindermishandeling, van vreeslike verkrachtings, vergrype aan verkeerde goed. En ons ontduik dit nie. Ons het laste, dorings in ons vlees en kruise om te dra, wat nie aangenaam is nie. En dan voel ons baie keer, Here, ek kyk op, maar waar is U? Hoekom sien ek U nie? Hoekom ervaar ek U nie? Leef ons soos die arende, of leef ons soos die hoenders? Die woord sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die woordjie wag beteken nie om agteroor te sit en te sê, let go and let God. Nee, ek wag op die Here, dit sal beteken ek praat met hom. Ek wag na sy antwoord, vir sy antwoord. Ek kan die Here vertrou, jy kan die Here vertrou. By hom is alle dinge moontlik. Hy kan jou deur hierdie omstandighede dra, deur al hierdie krisisse. As die virus maar net 'n ou klein dingetjie is by jou, in jou huis. As al hierdie ander goeders groter is in jou huis. Jy kan op die Here vertrou vir 'n verandering. Hy kan die lot van enige persoon verander. Ek weet dit, ek het dit gesien, ek het dit self ervaar. Wat was die agtergrond met die skryf van hierdie woorde in hierdie Jesaja stuk? Hoekom het hulle moeg en mat geword? Onthou, Israel was in ballingskap en hulle het gevoel die Here het van hulle vergeet. Hoeveel jare nog moes hulle vir ander mense dien en werk? Hulle was in 'n verskriklike dilemma. Jesaja 40 vers 27 sê, waarom sê jy dan, o Jakob? En spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by God verby. En voel ons nie baie keer so nie? Met mense wat nie die Here dien nie, gaan dit goed. Hulle finansies, hulle besighede het hulle behou, hulle ry met 'n nuwe motor rond, hulle koop waarvragte kos aan, hulle maak 'n braaivleisvuur 3 aande in 'n week. Ek hoor daarvan. Dan sê ek, Here, daar's mense wat honger het. Ons het genoeg, Here, is vir ons goed. Maar my hart huil oor die kinders wat in die nag so verniel word. Dis 'n verskriklike ding as ek daaraan dink. Ek wil nie eens daaraan dink nie. Dan antwoord die Here met hierdie woorde. Hy sê in Jesaja 40 vers 30 en 31, hy sê die jonges word moeg en mat en die jong mense, manne, struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende en hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Hoor jy dit? Ek wil dit 'n 10de keer vir jou lees vanmôre. Totdat jy dit glo, totdat jy hoor wat ek sê. Want baie keer hoor ons nie. Dit gaan by ons verby, dis nog iets wat ons hoor.
Watter ander voël sou ons kon gebruik om 'n mens mee te bemoedig vanmôre? Watter voël dink jy aan, behalwe 'n arend? Mense wat die Here dien, maar voortdurend deur 'n geweldige stryd gaan. Hoe bemoedig jy so 'n mens? 'n Pastoor wat doodgaan, hoe bemoedig hy sy weduwee, sy kinders? Hulle is in hartseer en ook in die siekte gedompel. Hoe bemoedig jy hulle? Met watter ander dier kan ons werk en hulle laat moed skep? Kan ons jou vuil kraai met sy deurmekaar nes na hulle toe vat? Die aasvoël wat op 'n dooie karkasse aas, kan ons hom nou na hulle toe vat? Kan ons die volstruis vat wat maar sy kop in die grond insteek? Of die pou wat loop en pronk? Vertel van sy nuwe motor, vertel van hoe wonderlik dit met hom gaan, en wat in hierdie tyd wat almal of baie mense swaar kry, vertel van 'n bevordering, wat hy sy darm hulle werk behou het. Wanneer God in die Bybel vir ons 'n voorbeeld van iets gee, dan beteken dit dit beteken dat ons 'n navorsing sal gaan doen. En kan kyk waarom, alles in die Bybel is om 'n rede daar. Ons moet gaan kyk, waarom staan dit in die Bybel? Hoekom het God die voorbeeld van 'n arend wat vlieg gebruik? Waar Jesus later ook vertel van die saaier en van die visse en so meer. Daar's rede waarom hy daardie voorbeelde gebruik. Ek en jy moet gaan kyk en want hy wil hê ons moet begrip hê van wat hy eintlik vir ons sê. Ek glo dat wanneer God die Here vir ons 'n spesifieke teksvers mee vergelyk, dan moet ons gaan kyk daarna. Hy praat nie sommer net van 'n voël nie. Hy noem 'n spesifieke voël. Hy sê die arend. Kom ons gaan kyk na 'n paar van die eienskappe van die arend. Om mooi te verstaan. Ek het net 'n paar uitgehaal toe ek bietjie navorsing doen, toe daar 'n magdom eienskappe. Ek gaan vir jou 'n paar van die kenmerke van 'n witkop arend noem. Die arend is die vinnigste voël in die lug. Luister so 'n bietjie. Hy kan tot 200 km/h in die lug vlieg. Tog sweef hy rustig in die strome van die wind en niks jaag hom nie. Daarom dat baie begeer om 'n arend te wees en nie 'n kalkoen of 'n hoender op die grond nie. Die arend kan ver en wyd sien. Hy sien tot 300 meter ver sien hy 'n haas en hy vang hom in sy vlug. Sien hy 'n vis in die water en hy vang hom in sy vlug. Hy vang hom en hy's op in die lug daarmee. En geen ander voël kan sy prooi van hom af wegvat nie. Wie begeer om soos 'n arend te wees? Terwyl die hoender en die kalkoen net om hom kan sien. Die arend sien daar ver en hy vang gaan haal sy kos vir die dag. Die arend eet nie aan dooie aas nie. 'n Aasvoël en 'n kraai sal aan dooie karkasse wat deur motors doodgery is, sal hulle gaan aas en eet. 'n Arend doen dit nie. Wat verkies jy? Wil jy tussen hierdie vrot aas gaan sit? Wil jy soos een van die ander voëls wees? Ek wil nie. Die arend het nie 'n aanloop nodig om te begin vlieg nie. Die skrif sê hy vaar op. Hy maak nie 'n aanloop en probeer sy vlerke span nie. Hy tel sy vlerke op en hy vaar op in die lug. Die arend is die voël wat die hoogste kan vlieg. Hy kan vlieg van 3 tot 5 kilometer die hemelruim in. Daarom is hy vere van so 'n aard dat hy al daai koue weeromstandighede kan trotseer. Die arend vlieg bokant die storms uit. Ander diere, ander voëls soek skuilings vir 'n storm. Nie 'n arend nie. 'n Arend vlieg verby die storm. Hy vlieg bo die storm. Terwyl die kraai, die hoenders, die kalkoene skuilings soek. Die storm het geen uitwerking op 'n arend nie. Jy kan 'n hoender se eiers gaan uithaal. Hulle sal om jou kloek en miskien jou jaag. Ek weet nie, ek het sulke foto's gesien of sulke video's. Jy kan sy eiers gaan haal, jy gaan nie 'n arend se eiers haal nie. Die arend is die enigste dier wat reguit in die son kan kyk. Daar's 'n vlieg oor sy oog wat hom beskerm en maak dat hy reguit in die son in kan vlieg. Sy vyande, soos ander groot voëls, aasvoëls,
kan dit nie doen nie. So hy kyk in die son, hy vlieg na die son toe en die ander aasvoëls kan dit nie doen nie. Tydens 'n aanval vlieg hy reguit in die son in. 'n Arend het 'n paar besondere gewoontes. Hy bou sy huis op 'n rots, op rotse. Dit is 3 meter dik en weeg tot 2 ton, sê hulle. Hy bou dit weg van al die gevare naby riviere en bome. Jy onderskei sy nes duidelik van die kraai, die kalkoen en die hoender. 'n Arend se kraai is 'n nes lyk totaal anders. Hy weet om sy nes, sy huis te bou daar waar dit veilig is. Dis maklik om 'n hoender, soos ek net gesê het, sy eiers te gaan uithaal. Sy nes is sommer daar. Jy kan vir hom 'n nes bou en hy sal daar ook eiers gaan lê. Sy sal daar gaan eiers lê. Daarom dat die Here die arend gebruik en nie 'n hoender, kalkoen of 'n kraai nie, verstaan jy dit? Hulle bly in die stof met al die storms wat dreig. Leer van 'n arend. Leer vandag van 'n arend en word soos die arend wat boek in die storm vlieg. Moenie moed opgee nie. Die woord sê wag. In tye van swakheid, wat sê hy? Wag. Die Here herstel die wat op hom wag. Wag in gebed op die Here. Die Here wil met jou praat. Jy's baie keer te hastig, jy staan te gou op. Jy beweeg te gou aan. Jy het te veel om te sê. Jy wag nie om te hoor wat die Here vir jou sê nie. Die antwoord is soos 'n arend te wees, maar die wat op die Here wag. Die antwoord lê nie in mense nie. So maklik wil ons rondbel, rond WhatsApp, rond SMS, op Facebook 'n ding plaas en sê, bid vir my, help vir my. In plek dat ons na die Here toe gaan. Daar's niks verkeerd daarmee om mense. Ek is een wat altyd sê, natuurlik moet jy my bel. Ek wil hê jy moet my bel, ek saam met jou bid, saam met jou intree. Maar jy moet self na die Here toe gaan. Het jy self al na die Here toe gegaan? Jesaja 40 vers 29 sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat nie kragte het nie. Ons hoef nie op gister se krag te fokus nie. Of se swakheid te fokus nie. Jy kry nuwe krag. Jy kan op die Here wag vir nuwe krag. Het jy vandag nuwe krag nodig om hierdie wêreld te trotseer, hierdie ellende te trotseer? Dit wat in jou huis kom pla, elke monster wat jou lewe kom trotseer. Hy gee vir jou nuwe krag. Die Here gee vir jou nuwe krag. Hy sê, ek wil dit oor en oor vir jou noem. In Jesaja 40 vers 30, hy sê die jonges word moeg en mat. Die jong manne struikel selfs. Wat sal my lot verander as ek moeg en mat word en self struikel? Wat sal my lot verander? Dan kom die teksvers en sê hy, maar verander die hele prentjie. Maar die wat op die Here wag. Die wat op die Here vertrou soos die arend. Leef soos die arend. Ek wil jou vanmôre uitdaag en sê, leef soos die arend, leer van die arend. Vaar op bokant jou omstandighede. Moenie binne hierdie storm probeer leef nie. Vlieg verby die storm, bo die storm, nie onder die storm nie. Moenie soos die hoender in die stof skrob nie. Dis maklik om te sê, ek is nou maar hier tussen die hoenders. Moenie. Jy is geroep vir hoër hoogtes as die hoender. Kom, kyk om ver en wyd te sien. Nie soos perde met oogklappe nie. So baie van ons het 'n tunnelvisie. Ons kyk net so. Ons kyk net na ons omstandighede. En ons sê, dis maar so. Wat kan ek omtrent doen? Dis nie waar nie. Kry elke oggend vars voedsel by die Here. Ja, arend gaan vang elke dag vir hom vars voedsel. Hy eet nie aan gister se kos nie. Vaar op met die krag van die Here. Sien al die gevare en moontlikhede raak. Kyk wyd, sien die gevare raak. Vlug reguit na die Here toe as die vyand jou aanval. As jy vanmôre voel, Here, ek het nie antwoord nie. Hierdie goed is groter as wat ek is. My kind, my kleinkind, ek, mense om my. Hierdie goed is groter as wat ek kan hanteer.
dan moet jy na die son toe vlieg. Dat die vyand kan wegvlug van jou af weg. Die son van geregtigheid, die een wat vir jou gesterf het, vir al ons sondes, al ons ongeregtighede, vir al ons siektes, vir al ons omstandighede. Dis nie 'n mind over matter nie, ek sal dit baie keer sê. Dat die omstandighede kan steeds bestaan, maar jy gaan na die Here toe daarmee, jy gaan wag op die Here, sê Here, ek staan nie hier op vir U nie vir my krag gee nie. Ek is afhanklik van U. Deur dit alles word jy sterker as ooit tevore. Sê Here, ek wil my vlerke so 'n bietjie oefen. Kan ek my vlerke maar so 'n bietjie oefen? Ek is moeg hier tussen die hoenders. Moeg wurmpies geëet. Ek is nie 'n wurmpie mens nie. Ek is 'n arendmens. Ek is groot, ek is sterk, ek is mooi. Ek is grasieus. Daar's nie kitsoplossings vir enige iets nie. Ek het nie vir jou 'n oplossing vir môre nie. Ek kan net vir jou vanmôre sê, wag op die Here. Mag ook jy die vreugde smaak van nuwe krag en opvaar in die krag wat die Here vir jou gee. Om bokant jou omstandighede te sweef. Jy het 'n keuse vandag. Wag en vaar op, of skrob en bly in die stof of in die modder. Wat wil jy doen? Ek wil vandag iets oor jou uitspreek. En ek wil vir jou sê, maak oop jou hart vanmôre. En ontvang wat die Here vir jou gee. Ek glo met my hart, die Here het hierdie woord vir my gegee, vir elkeen wat hierna luister, vir jou ook. Al voel jy nie of jy van die grond af kan beweeg nie. Onthou, jy is gebore met 'n hemelse koneksie. Jy's gebore met 'n hemelse koneksie. Jy kan die hemelse dinge aarde toe bring met jou woorde, met jou dade. Laat dit wat in jou hart gebeur, jou woorde word positief, dat jy positief sal bly en sê, waarlik die Here sal vir my die deur dra. Ek het nie nodig om te vrees nie. Die Here is by my. Jy's gebore om hoog te vlieg. Die Here sê vir jou vanmôre, jy is gebore om hoog te vlieg. Jy is met vlerke gebore om bokant die storm te vlieg. Al hierdie goed wat ek genoem het in die begin, is realiteite, dis werklikhede. Maar die Here sê vir jou vanmôre, jy kan bo die storm vlieg. Jy is die kop, jy's nooit te sterk nie. Maak nie saak wat in jou lewe al gebeur het nie. Jy's die kop, nie die stert nie. Daarmee gaan jy hoogmoedig raak nie. Jy gaan in nederigheid vir die Here kniel en vir hom dankie sê. Dat sy vergifnis, sy heling, sy ingrype jou die kop maak. God het 'n plan en 'n droom vir elkeen van ons se lewens, vir jou lewe. Jy's nooit in die hand van 'n mens nie. Jy's nooit in die hand van siektes nie. Jy's nooit in die hand van hierdie virus nie. Jy hoef dit nie te vrees nie. Ja, ons gaan versigtig wees. Ons mag God nie versoek nie. Jesus het ons die les geleer. Jy's nie in die mag van die duiwel nie, man. Jy's nie in die mag van siekte, van ellendigheid nie. Jy's nie in die mag van verslawing nie. Of van armoede nie. Jy is nie in daai mag nie. Klim uit. Trek hierdie oorpak uit en sê, nee man, hier's ek. Ek vlieg op met hierdie arendsvlerke wat die Here vir my gegee het. Jy's meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Prys die Here. Ek loof die Here vanmôre vir die oorwinning wat hy vir elkeen van ons gee. Wag op die Here. Ek en jy kan slaap. Hoekom? Hy sê jou bewaarder, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Moenie vir die Here vanmôre sê, Here, wat het van my geword nie? Waar is die teksvers wat hy gesê het? Hy sê, waarom sê jy dan, o Jakob? Ek wil jou naam insit. My naam Susan, Willie, Marinda, Dion, Isak, Ferdinand. Wat is jou naam vanmôre? Hoekom sê jy dan en spreek jy, o Israel, volk van Suid-Afrika? My weg is vir die Here verborge en my reg gaan by God verby. Ons reg gaan nie by hom verby nie. God is op die troon en hy's betrokke met sy mense. Hy's betrokke in jou lewe en hy wil vandag vir jou 'n antwoord gee. Glo jy dit? Ek het dit gevat. Toe die vyand my so boelie, die lig afsit, ek kan nie my aan die preek werk nie, en die water af laat gaan, en my mond inspuiting kry, het ek nie gedink het ek gaan kry nie. Toe weet ek het 'n woord
vir mense wat vandag sit en sê, Here, eintlik voel ek so hoender, eintlik voel ek so kalkoen, eintlik voel ek so 'n aasvoël, ek wag vir 'n kospakkie. Jy's nooit 'n aasvoël nie. Die Here het jou nie daarvoor geroep nie. Die Here het jou geroep om 'n oorwinnaar te wees, om meer as 'n oorwinnaar te wees. Hy het die graf van die hel oorwin. Hy het die sleutels nie gaan steel van die doderyk nie. Hy het die sleutels gaan vat, gaan haal met sy lewe. Ek en jy kan werklik in hom vanmôre ons beskutting vind. Ons kan werklik op hom wag en sê, Here, hier is ek. Wil jy jou hande vanmôre opsteek en sê, Here, hier is ek. Ontmoet met my in my nood. Ons wil op U wag. Kom my vlerke span en in U gesig kyk son van geregtigheid. Ek wil na U toe vlug. Here, wil U elke man en vrou vanmôre aanraak. Elke kind, elkeen wat luister na die woord, dat hulle vanmôre sal moed skep en weet God is waarlik op die troon. God bestaan en hy gee om. U is ons krag en ons sterkte en ons wag op U, soos wagters op die môre. Ons weet ons antwoord gaan deurbreek, so seker wat U gesterf en opgestaan het en ons weer gaan kom haal. Here, ek wil elke man en vrou seën in hierdie môre. In U naam, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dat elke man en vrou sal ervaar dat hulle werklik geseëndes van U is. Hulle is nie slawe nie, ons vrygekoop deur U bloed. Kom seën ons in U naam, Here, dat ons dan getuig agterna van die wonders wat U in ons harte kom doen het. Dat ons gewag het op U vir krag en vir sterkte. En hierdie omstandighede wat ons so knielter na U toe gebring het, seën elkeen in U naam. Dankie, Here. Mag dit met jou goed gaan. Mag dit met jou familie goed gaan, met jou vriende, die mense om jou goed gaan. Mag jy die lig in jou omgewing en jou vriendekring wees. Een wat luister, maar die een wat 'n antwoord het wat sê, wag op die Here. Jy is gemaak om te vlieg bo die storm. Jy is nie onder die storm nie. Jy's bo dit. Here seën jou. Tot volgende keer. Dankie dat jy geluister het.